Here wat God is, die een wat skepper van die heelal is, dis hy wat jou groet, Jesus Christus, ons verlosser en die Heilige Gees wat vanoggend met jou 'n afspraak het. Amen. Kom ons sit. Het sal help as ek my tool saam. Die juffrou sit in die klas en sy praat met die kinders en sy vra vir Katryntjie, dieselfde een, sy vra vir Katryntjie, dit is nou maandeinde en jou pa en jou ma het salaris gekry, wat koop julle heel eerste? En dis nou juist oor hierdie tema wat sy die kinders wil leer, om hoe verduidelik jy jouself aan ander mense? Hoe kan jy effektief kommunikeer en hoe verduidelik jy jouself aan mense? En sy vra, vir wat koop julle eerste? En die poging van die juffrou is nou eintlik om die kinders te help om verduidelikings te formuleer. En sy sê, juffrou, my pa koop heel eerste Black Label. So gebeur dit wanneer ons sukkel om ons kinders te leer hoe om effektief te kommunikeer, wanneer ons sukkel om ons kinders te leer, hoe praat ons, en wanneer ons iets aan mekaar verduidelik, hoe verduidelik ons dit so op 'n manier wat iemand nie aanstoot vind nie? Hoe praat jy? Veral wanneer ons moeilike goed moet praat. Wanneer ons dalk iemand moet vermaan, wanneer ons dalk met iemand ernstig moet praat oor 'n saak. Hoe doen jy dit sonder dat die ander persoon regtig aanstoot neem? Party gevalle is moeilik. Partykeer is jy in 'n situasie en jy kan nie anders as om die probleem aan te spreek nie, maar wat is die woorde wat jy gebruik om die probleem aan te spreek? Dis die uitdaging en dis waarby ons vanoggend so 'n bietjie gaan uitkom en dan gaan ons kyk, hoe is dit, hoe jy dit op die oomblik doen en dan gee die Here dalk vir ons 'n paar wenke vanmôre, hoe behoort ons te doen. Maar voordat ons daarby uitkom, kom ons sit so, dan word ons stil in die teenwoordigheid van die lewende God. Die lewende God wat vanoggend hier is, die God wat ons ken as ons skepper, ook die God waarvoor ons kan dankie sê vir soveel goed. Here, dit is U wat ons hier ontmoet. Ons ontmoet nie vir U nie. Dis U wat ons kom ontmoet vanmôre. Dis U wat vir ons kom sê, my kind, die lewe is nie altyd maklik nie, en wanneer ons met mense werk, wanneer mense tussen mekaar werk, Here, dan weet ons is daar baie keer konflik. Is daar baie moeilike maniere om vir mekaar te kan oorbring wat ons werklik sê. Ontmoet ons vanoggend in hierdie erediens, maak ons harte nuut, maak ons lewendig, dat ons sal weet, dis hier waar U woning is. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Soos die psalmdigter dit mooi sê in 23. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Here, mag elkeen van ons so voel vanmôre, dat ons tuis voel in die teenwoordigheid, tuis voel onder medegelowiges. Want ons almal het U lief. Dankie dat U vir ons lief is en dat U soveel genade in ons lewens toon. Here, om ons elke keer 'n kans te gee en nog 'n kans. Al loop ons soms moeilike paaie. Dankie Here vir saam wees vanmôre. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Amen. Daar sê Ruben, amen. Mooi. Sê dit by die huis ook. Mooi. Ek kan sien daai kom van die huis af variant. Amen. Bid papa by die tafel. Ja. En dan sê amen. Mooi. Yes, fantastic. En nou verduidelik jy klaar gou vir my 'n paar goeders wat in julle huis aangaan wat beautiful is, mooi. Dis vir my baie mooi om te hoor as 'n kind sê amen nadat 'n mens gebid het. Om jouself te verduidelik. Is moeilik. Veral as ma en pa 'n bietjie stry en rusie kry. Baie keer dan sê 'n vrou of 'n man, either way, dan sê hulle, jy het gehoor wat ek jou sê, maar jy verstaan nie. Jy het gehoor wat ek vir jou sê, maar jy verstaan nie. Hoor ons daai ene nie so gereeld nie. Ek hoor dit gereeld, dan luister ek na my vrou en dan het ek kommentaar te lewer op wat sy nou net gesê het, dan staan sy net daar. Jy het gehoor wat ek sê, maar jy het nie 'n klou eintlik wat ek gesê het nie.
Hoe om jouself te kan verduidelik op 'n effektiewe manier is moeilik, want ons is mense en ons enigste manier van werklik saamkom en saam wees is deur ons monde. Ons mees intieme oomblikke gebeur eintlik maar met ons monde. En ons is die enigste spesies op hierdie planeet wat so effektief en so verfyn kan kommunikeer. Daar's nog dolfyne, olifante kommunikeer baie verfyn, maar ons het 'n manier om ordentlik te kommunikeer. Op 'n mooi manier of op 'n slegte manier. Om jouself te kan verduidelik. Hoeveel keer moes jy dalk gesê het, dis nie wat ek bedoel het nie. Jy verstaan my verkeerd. Laat ek net verduidelik. Nou hierdie 3 goed. Ek sien, hier's 'n klomp glimlagte. Dis nie wat ek bedoel het nie. Ek sien al, my lyf speel sommer saam. Dis nie wat ek bedoel het nie. Jy verstaan my verkeerd. Laat ek tog nou net vir jou verduidelik. Daai goed hoor ons gereeld. Dis wat gebeur. Ons hele lewe raak later aan een groot, lange hofsaak, gereeld. In die kombuis, in die badkamer, ek wil gou tandeborsel, kan ek asseblief net klaar tandeborsel? Ons lewe word een groot hofsaak, by die huis, by die werk, by die kerk, op Facebook, op WhatsApp. Ek ken baie mense. Jy kan letterlik niks op Facebook sit nie, dan het hulle 'n eiertjie te lê. Dan wil hulle tog net ietsie te sê het daaroor. Ons is ons hele lewe lank in hierdie hofsaak. Ons leef asof ons voortdurend binne in die getuiebank sit. Manne, veral as jy aangejaag het op een of ander manier, jy raak iewers so 'n bietjie te lank gedraai by 'n plek of by jou vriend, waar ook al, dan kom jy by die huis, dan voel dit asof jy hier in die Hooggeregshof van Johannesburg instap, want jy weet, dit is op pad in die getuiebank. Ons spandeer 'n groot deel van ons lewe om onsself te probeer verduidelik aan mense wat reeds eintlik klaar besluit het wie ons is. Ek gaan vinnig hierdie weer herhaal. Ons spandeer 'n groot deel van ons lewe om onsself te probeer verduidelik aan mense wat eintlik klaar reeds besluit het wie hulle dink ons is. Sorry, is 'n mondvol. Hulle het klaar hulle mind opgemaak wie jy is. En jy bly jouself verduidelik en verduidelik. Maar hulle het klaar jou geoormerk om die mooi Afrikaans te gebruik. Hulle het klaar jou gestem. Dis wie Pieter is en dis dit, jy gaan my nie anders oortuig nie. Maar ons bly onsself die heeltyd verduidelik. Hoekom doen ons dit? Ons het hierdie ongelooflike behoefte aan 'n gevoel van behoort. So, ek moet myself verduidelik aan mense, sodat ek kan probeer dat hulle my beter verstaan. Maar die ding wat ons vanoggend moet hoor is, meeste mense het reeds besluit wie hulle dink jy is. Hulle het dit klaar in hulle mind opgemaak om die Engels te gebruik. Hoekom voel ons dan so verplig om onsself voortdurend te verduidelik? Hoekom moet jy jouself die hele tyd verduidelik? Veral in 'n werksplek. Dit gebeur gereeld. Jy word bevraagteken oor goed, en nou moet jy jouself verduidelik. Hoekom? Omdat ons identiteit begin afhang van mense se opinies oor jou. Jou hele identiteit word later aan so gebou oor mense se opinies, wat mense van jou sê, wat mense van jou dink, wie mense jou in hierdie samelewing plaas, waar hulle jou posisioneer. Dis wat dit bepaal. Ons wil net graag seker maak, ons identiteit is wat ons wil hê mense moet dink. Ons is. Hier is die moeilike ding. Ons het in ons koppe skets ons hierdie prentjie van wie wil ek graag hê, moet die mense van my sê, moet die mense van my dink. Ek het hierdie prentjie as hierdie perfekte shark, as hierdie perfekte wollie. Ons het hierdie prentjie wat ons skep in ons koppe, wat ons graag wil hê, dis as die mense my kyk, dan moet hulle dit sien. Hulle moet nie iets anders sien. En daarom is ons besig om onsself konstant te verduidelik, want ons identiteit hang hiervan af.
Ek lees van ons vanoggend Markus 3, sommer heel in die begin van die oudste evangelie, dis die eerste evangelie wat geskryf is, Markus 3, en sommer hier heel in die begin, Jesus kies sy disippels en hy begin wonderwerke doen. En die volgende ding gebeur presies wat ons nou oor gepraat het. Jesus kies sy disippels, alles gaan goed, hy begin wonderwerke doen, mense begin hom volg, en hier gebeur presies dit. Daarna het Jesus huis toe gegaan, en 'n menigte mense het weer saamgedrom, sodat daar selfs nie 'n geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. So baie mense is om Jesus, dat hulle nie eers kans kry, hy en die disippels kry nie eers kans om te eet nie. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê, hy het van sy kop afgeraak. Staan gou vinnig hier stil. Jesus doen al hierdie wonderwerke, hier's 'n klomp mense wat agter hom begin saamloop, hy kry 'n klomp navolgers. Dit raak so baie, en die goed wat hy sê, die goed wat hy vir mense sê, oortuig sy familie om na hom toe te gaan en vir hom te sê, jy's van jou kop af. Staan net so in die teks. Hulle het gesê, hy het van sy kop af geraak. Smal. Dis wat sy eie familie van hom sê. Jesus eie familie sê dit van hom. Nou moet ons onthou, in die antieke leefwêreld van daai tyd, kom ons sê jy's 5 in die gesin. Hallie, julle is 'n klomp in die gesin. Ons gebruik julle as 'n voorbeeld. Julle is 'n klomp in die gesin. Een persoon in daai hele gesin jaag aan, hy maak droog. Dan weerkaats dit op die hele gesin. Dis hoe dit in die antieke tyd gewerk het. So eer en skaamte, soos wat ons dit mooi in die teologie noem, eer en skaamte was baie belangrik. So as een persoon in die gesin aanjaag, dan reflekteer dit op die res van die gesin. You're making the rest of us a bad guy too. Dis eintlik wat sy familie vir hom kom sê. Hierdie goed wat jy nou mee besig is van jou kop af. En hulle doen dit met die pertinente rede, omdat dit weerkaats op hulle. Dit maak van die hele Jesus familie, gaan die mense sê, is jy is die ma of die sussie of die boetie van daai mal Jesus. Dis hoe dit gewerk het. Die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het gesê, man, hy is van Beelzebul besete, en is met die hulp van die aanvoerder van die bose geeste, dat hy die bose geeste uitdryf. Alles is hier 'n klompie mense wat goed sê van Jesus. Hulle sê goed van Jesus. En Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord. Hier is die mooi ding van Jesus. Hy het nooit, sou hy byvoorbeeld opstaan en sê, man, julle sê ek is mal, julle is nie mal is nie. Ons hou ons daarvan om dit te doen. Ek is nie mal nie, julle is mal. Jesus antwoord nie so nie. Omtrent nooit. In die volheid van die evangelies kan jy maar mooi gaan kyk, meeste van die tyd antwoord Jesus met vrae. Hy gee vir mense vrae. Dan sê hy die volgende met sy eerste vraag, hoe kan die Satan uitdryf? Van sy wonderwerke hier was dat hy bose geeste uit mense uitgedryf het. Dan vra hy vir hulle, hoe kan die Satan uitdryf? Hoe kan die Satan homself uitdryf? Wat 'n baie goeie argument is. Maar hy sê nie, hy maak nie 'n stelling nie, hy vra 'n vraag. Die volgende een is, as 'n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En dan sê hy die volgende, en as 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie bly staan nie. Hoor die woorde van ons Here Jesus Christus, meer as 2000 jaar terug, sê hy, en as 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie kan bly staan nie. Nou wat beteken dit? Probeer Jesus nou sê, ons moet almal happy go lucky wees, ons moet almal nou net met mekaar oor die weg kom en dis glad nie wat Jesus sê nie.
Jesus sê, ons gaan van mekaar verskil. Hy nooi eintlik hier sy familie en die skrifgeleerdes uit, om met mekaar op so 'n manier te werk, dat al verskil hulle van mekaar, kom ons hoor mekaar, kom ons luister na mekaar, kom ons hoor mekaar se harte. Die eer en skaamte in die antieke tyd het gemaak dat Jesus eintlik vir sy hele family 'n verleentheid geword het. Hy verduidelik homself amper nie, hy begin nie met 'n PowerPoint nie, hy begin nie met 'n Facebook plasing nie, hy skryf nie 'n oop brief nie. Wat doen Jesus hier? Hy vra hulle 'n klompie vrae en gaan aan. Dis wat hy doen. Hy vra hulle net 'n klompie vrae en hy gaan aan met sy lewe. Hy worry nie te veel wat hulle van hom sê nie. Al sê sy eie familie hy's mal. Al sê die skrifgeleerdes hy's van die bose besetene. Hy vra hulle 'n klompie vrae en hy beweeg aan met sy lewe. Hoekom is dit vir ons so moeilik om dit te doen? Ons wil die argument wen. Ons wil wen. Ons wil hê die ander mense moet op 'n sekere mense na ons kyk en oor ons dink. Mense sien nie jou hart nie. Dit moet ons nou vanmôre vir mekaar sê. Daar's bitter min gevalle waar mense jou hart sien. Hulle sien dit deur 'n klomp filters. Hulle sien nie dat Jesus bose geeste uit mense uitdryf. Hulle sien nie sy hart nie. Hulle sien uit hierdie mal mense raak. Hierdie ou wat hulle noem self van die bose besete is. So ons sien mekaar en nou moet ons vir 'n oomblik hier stil staan. Hoe sien ons mekaar? Rian, ekskuus, julle sit in die daar's ander mense wat in die cheap seat sit, maar julle sit altyd hier voor, so dis vir my makliker. Rian, daar's 'n sekere manier hoe jy na jou pa kyk. Met 'n sekere filter, en daai filter kom al jou hele lewe lank saam met jou. En daar's 'n sekere manier hoe jou pa na jou kyk. Dis verskillende filters waarmee ons na mekaar kyk. Ons sien bitter selde mekaar se harte raak. Mense fokus gewoonlik op jou gebreke. Jy kan 100 goed reg doen, maar laat jy nou een ding verkeerd doen, dan sal jy jou kap op daai een ding. Mense fokus gewoonlik, dis in ons natuur, om op mense se gebreke te fokus. Ons verduidelik ons eie foute deur die omstandighede, maar ander mense se foute deur hulle karakter. Ek gaan gou herhaal. Ons verduidelik ons eie foute deur omstandighede, maar ander mense se foute klim ons sommer in hulle karakter in. Hier is die voorbeeld. Ek skreeu want ek was moeg. Jou vrou kom by die huis, lang dag gehad, sy skreeu op jou. Skreeu op jou want ek is moeg. En sodra jy skreeu, dan sê sy vir jou, jy's aggressief. Maar sy kan skreeu want sy's moeg, sien daar's jou omstandighede, maar die oomblik wanneer jou man begin skreeu en sê vir hom, hy is aggressief, dan klim jy in sy karakter in, dan sit 'n karakterding. Dis hoe ons brein werk. Ons probeer onsself altyd verdedig, altyd verduidelik. Ek dink dit is belangrik dat ons vanmôre hoor, jy kan nie almal oortuig nie. Nie eers Jesus kon nie. Soos jy vanmôre dink, jy gaan die wêreld kan oortuig, nie eers Jesus kon dit doen nie. Jy gaan ook nie. Ek dink as ons net daarmee vrede kan maak op 'n stadium in jou lewe, dat jy nie die hele wêreld gaan oortuig van jou oortuigings nie, dan gaan daar 'n klomp vrede in jou hart kom. Jy gaan nie die wêreld oortuig van jou oortuigings nie. Nie eers Jesus kon nie. En hier is die skok. Selfs Jesus, die liefde van God in 'n menslike vorm, kon nie almal laat saamstem nie. As ons dink ons gaan, dan maak ons 'n groot fout. Mense verskil te uiteenlopend van mekaar, dat ons mekaar gaan die hele tyd oortuig van 'n saak. So wanneer verduidelik jy nou? Wanneer verduidelik ons 'n saak aan iemand anders? Jy verduidelik 'n saak aan iemand anders, wanneer jy
dink dat dit die verhouding gaan herstel. Maar as jy nou jouself oor en oor al verduidelik het aan die persoon, en jy sien die persoon wil nie hierdie verhouding herstel nie. Jy het al gepraat, hulle wil nie. Dan moet jy verduidelik. Jy verduidelik net as jy die verhouding kan herstel. Wanneer bly jy stil? Wanneer swyg jy? As iemand klaar reeds besluit het oor 'n saak. Wie van julle het dit al ervaar? Jy wil iets vir iemand verduidelik of jy wil vir iemand sê wat fout is met hierdie saak en jy kan praat net soos wat jy wil. Jy kan sommer sien, hierdie persoon is klaar oortuig van 'n saak. Hulle het klaar 'n prentjie van die dominee gevorm. Jy kan vir hulle sê net wat jy wil van hulle. Jy kan vir hulle iets probeer verduidelik van Gerrit. My prentjies van Gerrit is klaar gevorm. Dan bly jy stil. Wat het hier gebeur? Die skrifgeleerdes en die fariseërs en sy eie familie het klaar besluit, Jesus is mal of hy is van die bose besete. En dis hoekom homself nie verduidelik nie, hy vra net 'n paar vrae. Paar intelligente vrae. So nommer 1, ons verduidelik wanneer ons dink ons kan 'n verhouding herstel. Maar die oomblik as jy sien, iemand het klaar hulle mind opgemaak om die Engels te gebruik. Iemand het klaar hulle mind opgemaak, dan bly jy stil. As iemand klaar hulle mind opgemaak het, kan ek vir jou beloof vanuit die psigologie, jy gaan nie hulle mind change nie. It's not gonna happen. Dan bly jy stil. As iemand klaar in hulle koppe dit opgemaak het, dan bly jy stil. Wanneer jy 'n verhouding kan herstel, dan praat jy wel. Baie mense verduidelik hulle self omdat hulle diep binne in hulle glo, ek is nie goed genoeg nie. Om terug te kom wat ons nou gesê het. Mense verduidelik hulle self want ons wil graag hê, Sandri wil hierdie prentjie skets wat sy graag wil hê, almal moet sien en dink wie sy is. En die rede hoekom ons self so baie verduidelik is omdat ons voel ons is nie goed genoeg nie. Verduidelik onsself omdat ons voel ons is nie goed genoeg nie. Pieter, jy sit ook in die dierseats. So baie, julle ken hierdie ene. Wat is daai? R100. R100 noot. Jy moet nie so gril nie. Wat is daai? Nog steeds R100. Nog steeds R100 noot. So dit hang nie af van wat mense van jou sê nie, dit hang af wat God van jou sê, dit hang af wie jy in jou eie identiteit klaar vasgemaak het. Partykeer voel jy so, maar jou waarde is nog steeds dit. Jou waarde is dit. En dalk wil die Heilige Gees vanoggend vir jou herinner hieraan. Jy het nie nodig om jouself so baie te verduidelik nie. Want jou waarde is dit. Al is jy 'n bietjie gevrommel, al skaaf jy nog aan 'n paar persoonlike goed, is fyn. Jy het nie nodig om jouself die hele tyd te verduidelik, om vir mense te wys wie jy is nie. Dis wat God vanoggend vir jou en vir my wil kom sê. Jy het nie nodig om so baie te verduidelik, en 'n prentjie en 'n skets vir die wêreld daar buite te skets, van wie jy graag wil wees nie. Jou waarde is die volle R100 noot. Ons grootste probleem is nie dat mense ons verkeerd verstaan nie. Ons grootste probleem is dat ons glo, hulle opinie bepaal ons waardes. Hulle opinie bepaal wie ons is. Ons glo, wat die wêreld van my sê, is wie ek is. Dis die ding wat die Here vir ons vanmôre wil kom sê. It's not true. Die wêreld bepaal nie jou waarde nie. Daar was 'n oomie, miskien raak hierdie dalk nou vir jou persoonlik, dalk het jy 'n familielid of 'n pa of 'n ma wat deur hierdie gegaan het. Die oomie het Alzheimer en hy's in 'n inrigting waar hulle mooi na mense, na bejaardes versorg wat hulpbehoevend is in terme van hierdie tipe van siektes.
En elke Saterdag dan kom sy dogter en dan kom kuier sy vir hom. Dan sit hy in sy stoel. Sit hy lekker aan sy stoel en hy drink sy koppie koffie en as hy instap, dan kyk hy haar so. Vra hy vir haar, wie is jy? Dan sê sy net die volgende. Iemand wat vir jou lief is. En dis al wat nodig is. Dis al wat nodig is. Sy het nie nodig om te verduidelik, pa, ek is Susan, ek is jou kind, ek is gebore in 1984 op die 3de Januarie, wat ook al nie. Al wat nodig van haar is om te sê, ek is iemand wat vir jou lief is. Dis al. Gerrit, wat is die? Swartkol. 'n Swartkol. Weet nie wie van julle kan sien nie. Stem julle met hom saam? Stem julle met hom saam? Swartkol. Dis 'n swartkol. Stem julle saam? Enigiemand wat 'n ander opinie het? Dis 'n papier met 'n swartkol op. That's the difference. Hier is nie 'n swartkol nie. Dis 'n papier met 'n swartkol op. Dis wat die Here vanoggend vir ons sê. Jy's 'n papier. Die ander goed bepaal nie die waarde van die papier nie. Ek gebruik nou maar net die kol as 'n voorbeeld. Nou Abraham Lincoln, die Amerikaanse president, julle almal weet wie is Abraham Lincoln. Iemand het presies soos Jesus gemaak met sy familie en die fariseërs en die skrifgeleerdes. Daar's iemand wat hom op 'n dag wou uithaal, het 'n perskonferensie. En nou staan die president en dan gee hy die geleentheid vir die pers, vir die media om hom vrae te vra en dan kan hy daarop antwoord. En die een ou steek sy hand op en Abraham Lincoln gee vir hom geleentheid om te praat en die ou sê: "Jy's die president, maar was jou pa nie 'n skoenmaker nie?" Was hy nie 'n skoenmaker nie? Nou 'n skoenmaker was nie een van die grootste werkies wat jy in jou lewe kon verrig nie. Was jou pa nie 'n skoenmaker nie? En Abraham se Lincoln se antwoord was die volgende. Hy sê vir hom: "Jy's unikel. Is daar fout met jou skoene? My pa het my baie mooi geleer hoe om skoene reg te maak. So as daar fout is met jou skoene, kan jy baie met groot liefde na die tyd kom, dan maak ek jou skoene vir jou reg." Sien, Abraham Lincoln het homself nie laat bepaal deur wie hy is en waar hy vandaan kom nie. Abraham Lincoln was 'n diensknegt en het gesê: "As daar fout is met jou skoene, kom na die tyd, ek maak hulle gou vir jou reg, my pa het my baie mooi geleer." Abraham Lincoln sê ook die volgende: "Ek het meer vyande as vriende gemaak," dis tydens sy presidentskap, "maar ek het my vriende gewaardeer en my vyande gerespekteer. Ek het nie almal probeer oortuig nie, ek het die regte ding gedoen elke dag." Miskien is dit vandag jou bevryding. Miskien is dit vandag my bevryding. Jy hoef nie elke WhatsApp te antwoord nie. Jy hoef nie elke Facebook kommentaar te wen nie. Daai Facebook chats, almal het 'n opinie. Jy hoef nie elkeen te wen nie. Jy hoef nie elke familielid te oortuig nie. Jy hoef nie elke kinderstorie reg te stel nie. Jy hoef nie jou hele lewe op die getuiebank deur te bring nie. Jy hoef nie jouself altyd te verduidelik nie. Die evangelie sê nie verduidelik jouself vir God nie. Die evangelie sê God het homself reeds in Christus aan jou verduidelik. Let that sink in for a moment. Die evangelie sê nie verduidelik jouself vir God nie. Die evangelie sê God het homself reeds in Christus aan jou verduidelik en aan my. Wat skuld ons mense? Jy skuld mense respek. Dis al wat jy mense skuld. Jy skuld hulle nie altyd 'n verduideliking
hierdie moet ons mooi hoor, jy skuld mense respek. Dit beteken dat ons met almal met respek omgaan. Elke liewe een, maak nie saak of hulle daai kant van die spoor bly nie, ekskuus Tannie, of hulle daai kant van die spoor bly, of waar hulle is nie. Hallo julle, ons skuld mense respek. Ons skuld nie almal 'n verduideliking nie. Ons skuld hulle respek. No matter who they are, where they come from, en dis die basis wat Jesus gelê het. Van die grootste gemarginaliseerders, die mense wat die samelewing uitgestoot het Jesus 'n ongelooflike klomp respek voor gehad. Moenie jou hele lewe spandeer om 'n hoofstuk te verduidelik aan mense wat reeds besluit het hoe die boek eindig nie. Ek sluit hiermee af. Moenie jou hele lewe spandeer om 'n hoofstuk te verduidelik aan mense wat in elk geval reeds besluit het hoe jou boek eindig nie. Is nie hulle boek nie. Is nie hulle hoofstuk nie. Dis jou eie unieke hoofstuk. En die pad wat die Here saam met jou loop, is uniek op sy eie manier. Amen. Kom ons bid saam.